Ja, baie welkom aan julle almal. Ek is dankbaar dat julle ingeskakel het. Ek dink vanoggend is werklik 'n baie interessante gedeelte. Ek vermoed dat die meeste van julle weet nie baie van dit wat ons vandag gaan doen nie. En dit laat 'n mens baie dink oor ons eredienste en ek dink in my spesifieke geval laat dit my baie dink oor my benadering tot die woord en hoe belangrik die Bybel vir my in my lewe is. So ek glo dat dit vir julle 'n baie insiggewende en opbouende Bybelstudie sal wees. Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons die voorreg het om saam uit u woord uit te lees en te besin ook oor ons toewyding aan u, ons diens aan u, en die wyse waarop ons dit doen, ook in ons eredienste, en ons besef dat ons nooit moet tevrede wees, of dink dat ons het al die waarheid en die wysheid in pag nie, en daarom besin ons voortdurend oor ons eie manier van doen. Ons wil bid dat u ons sal lei deur u Heilige Gees, en dat u ons sal opbou en dat u ons sal beweeg deur u Heilige Gees om uiteindelik met groter ywer en toewyding vir u te leef en in u kerk op te tree. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, inleidend wil ek dan vanoggend sê dat dit is nog nie die preek nie. Ons is besig met die Bybelstudie aanbid God en ons kom by die gedeelte van die erediens wat bekend staan as die woorddiens. Nou die woorddiens is die hoogtepunt van die gereformeerde erediens. En die woorddiens ek dink oor die algemeen dink mense dat die hoogtepunt van die gereformeerde erediens is die preek. Maar dit is nie. Die preek se hoogtepunt, die preek is net die verklaring van die woord, die lees van die woord, die hoor van die woord, die saam luister na die woord, wat dit voorgelees word. Dit is die hoogtepunt van die gereformeerde erediens. En nou moet 'n mens onthou, daar was 'n historiese agtergrond. In die tyd van die middeleeue is die woord gelees in die Rooms-Katolieke kerke, maar dit was in Latyn gelees. En die meeste mense het nie die vermoë gehad om die Latyn meer te verstaan nie. So wat die hervormers gedoen het, is hulle het die Bybel dadelik gebring in die gewone volkstale. Hulle het baie moeite gedoen om die Bybel te vertaal, en hulle het die woord teruggebring in die erediens, en die woord is gelees in die erediens, en mense kon vir die eerste keer die woord ook hoor. Nou onthou, dit was ook maar in die tyd van die hervorming, wat jy die ontwikkeling gekry het van Gutenberg, met die boekdrukkuns, en dat hulle begin het om die boeke te druk as 'n codex. Die codex is die boeke wat ons vandag ken. Met ander woorde, jy kon 'n groot hoeveelheid inligting in 'n codex hê, en mense kon Bybels hê. En die eerste boek wat dan inderdaad ook gedruk is op die Gutenberg drukpers, was die Bybel, die sogenaamde Gutenberg Bybel. En dit het die woord gebring in mense se lewe in. So vandag dink ek het ons dieselfde probleem. Daar's baie Bybels, mense het Bybels, hulle het Bybels in hulle huise, maar mense se kennis van die inhoud van die Bybel is nie goed nie. Mense lees nie noodwendig hulle Bybels nie.
En nou is die vraag of ons nie moet teruggaan na baie ou praktyk wat jy gekry het, nie net in die middeleeue nie, of in die tyd eintlik net daarna, in die tyd van die reformatie nie, maar onthou nou die reformatie het teruggegaan na die praktyk van die vroeë kerk, en dit is waar die Bybel in die gemeente gelees is. Nou dit was op daardie stadium dan die Ou Testament, en ook die briewe wat geskryf is byvoorbeeld deur die apostels, dit is dan in verskeie gemeentes dan ook voorgelees. En as dit daar voorgelees is, het hulle die hele dokument gelees, want jy lees toch nie net 'n stukkie van 'n brief nie, jy lees die hele brief. En dit was die hoogtepunt. En nou het ons verval in ons kerke in 'n situasie waar ons nie meer die woord so baie lees nie. Die dominees lees of al minder of al korter, of hulle lees net 'n baie klein gedeelte. Ag, net 'n verskoning, ek wil net gou hier 'n dier uitsit. So die dominees lees al minder, korter gedeeltes. As dit kom by katekismespreke byvoorbeeld, is die veronderstelling dat daar meer gedeeltes van die Bybel gelees moet word. Nou, kom ons lees nou eers uit die woord van die Here saam. En die deel wat ek gekies het vanoggend is 1 Korintiërs hoofstuk 14. Nou in 1 Korintiërs hoofstuk 14 kan 'n mens baie dinge agterkom van die vroeë Christelike kerk. 'n Mens kan agterkom hoe belangrik dit was dat daar orde moet wees, dat die woord gehoor moet word, dat die gemeente saam moet luister, en dat daar nie so baie gepraat moet word nie, maar die luisteraksie is baie belangrik. Ons lees dit saam uit die 53 vertaling. Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense, woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou broers, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie. Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet of die fluit of siter gespeel word? Want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid,
dat hy dit kan uitlê. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Anders as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. Ons sal 'n bietjie ook praat oor die saak van die amen en om amen te sê. Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal, maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig, as 10.000 woorde in 'n taal. Broers, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid, en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Die tale is dus 'n teken, nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. As die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Maar as almal profeteer, en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, en by beurte, en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is van 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Julle vroue moet in die gemeentes swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Ek dink hierdie hoofstuk is natuurlik oor verskeie redes bekend. En die groot waarde van hierdie hoofstuk is dat dit juis vir ons wys dat daar was 'n bepaalde atmosfeer in 'n erediens. En daardie atmosfeer was een van orde en van luister. Nie noodwendig van praat nie, en van deel en iets meedeel nie. Die hoofstuk
plaas die klem uiteindelik daarop dat God gehoor moet word. En ek dink dat as 'n mens gaan kyk na wat gebeur vandag in moderne eredienste, dan het hierdie hoofstuk vir ons baie te sê. Ek dink in baie eredienste, nie noodwendig in gereformeerde kerke nie, is dit juist die probleem dat mense wil deel, mense wil praat, mense wil gehoor word, en die hoeveelheid mense wat sit en luister, en God wat spreek, en God wat gehoor word, dit gebeur nie altyd meer vandag nie. Nou moet 'n mens ook krities wees ten opsigte van jouself, en ons moet vir onsself afvra, maar word God gehoor in die gemeente waarvan ek deel is, in die gereformeerde kerk waarvan ek deel is, word God werklik gehoor? En onthou nou, die preek sal ons sê, dit is die verklaring van die woord van die Here. Maar waar die Here self direk aan die woord is daar waar gelees word uit sy woord uit. Is dit voldoende? Is dit, lees die dominee genoeg uit die woord van die Here? Is daar nie ook weer 'n saak daarvoor uit te maak? En dit is waaroor ons Bybelstudie vanoggend handel. En wat so interessant is, en ek dink wat min van julle van weet, is daar nie weer 'n saak daarvoor uit te maak, dat ons in ons eredienste by 'n punt moet kom, dat ons dele van die woord van die Here op 'n georganiseerde wyse saam lees nie, sodat die stem van God direk kan weer klink in die gemeente. Nou, alles in ons gereformeerde erediens het eintlik die laaste tyd tot 'n mate die klem verskuif na die verklaring van die woord toe. Byvoorbeeld ook die epiklese gebed. Nou, die epiklese gebed is die gebed wat die bediening van die woord voorafgaan. So het ons dit. Dit is die voorbiddingsgedeelte, en ek onthou as 'n kind hoe dominees gebid het toe ek 'n kind was. Voorbidding het dominees begin verstaan as jy doen voorbidding vir die gemeente. So hulle bid vir die siekes, hulle bid vir die ou mense, hulle bid vir die jong mense, en dan vergeet hulle baie keer om voorbidding te doen vir die bediening van die woord van die Here. En die woord van die Here het geword in daardie konteks, die verklaring van die woord van die Here, die woorde wat die dominee gaan spreek. Vroeër was die epiklese gebed nadat uit die Bybel gelees is, en nie voordat uit die Bybel gelees is nie, en daar is 'n definitiewe verskil. As eers uit die Bybel gelees word, dan is die klem daarop dat God spreek. En nadat, as die epiklese gebed eers was, en dan kom die lees uit die woord van die Here, dan word daar gesê, maar die woord van die Here, die gebed is met die oog op die woord van die Here, en dit gaan aangaan in die verklaring van die woord van die Here, so die verklaring van die woord van die Here sluit direk aan by die gedeelte wat gelees is. Daai twee goed is aan mekaar verbind. Daar was nie meer 'n gedeelte wat net gelees is uit die woord van die Here op 'n georganiseerde wyse vir die gemeente nie. Nou onmiddellik gaan mense beginne sê, en ek dink julle gaan ook so dink, maar dit beteken die eredienste was baie lank, en dit gaan die erediens lank maak. Want nou het jy 'n hele gedeelte waar daar net 'n hoofstuk gelees word, of 2 hoofstukke, of 3 hoofstukke gelees word, vir die hele gemeente, nog voordat daar gekom word by 'n deel wat gelees word, en dan is daar 'n preek, wat 'n verklaring is van daai gedeelte wat gelees is. En julle is reg. Dit was ook inderdaad so. Ons lees dat Paulus het byvoorbeeld tot middernag aangegaan, en verduidelik. En ek dink die probleem is dat in ons moderne samelewing wil ons al
meer inligting hê in 'n korter, kompakte tyd. Die tegnologie van ons tyd werk ook so. So dis 'n klomp inligting in 'n kort tydjie, of ons dink ons kry baie goeie kwaliteit inligting in 'n kort tydjie. En alles moet korter en bondiger wees, sodat mense meer tyd het vir hulle self. Maar die lewe van die gelowige, is dit nie veronderstel om so te wees, dat die lewe van die gelowige is gerig op ons God nie, en dat ons moet altyd genoeg tyd hê om daaraan te spandeer nie, dat ons eintlik nie genoeg tyd spandeer aan daardie verhouding met God nie. So het 'n klemverskywing gekom, ook in gereformeerde kerke, en ek wil net vra, dat julle hieroor beginne dink. So, kom ons kyk net gou na hierdie epiklese gebed. In die reformatoriese liturgie is gebid dat die Heilige Gees die gemeente sal verlig, sodat hulle die skrif sal ontvang en verstaan en daarna sal luister. Die epiklese gebed voor die skrif gelees word, sou in die erediens op sy plek wees om die majesteitelike funksie van die geleese woord te dien. Met ander woorde, dit was nie voorbidding met die oog op 'n klomp mense en sake in die gemeente nie. Omdat die woord primêre belange het in die lewe van die gelowige, was dit die fokus van hierdie gebed. Net soos by die skuldbelydenis het die epiklese gebed in ons liturgie verdwyn en hoogstens 'n paragraaf binne die lang gebed voor die gemeente geword. En eintlik wat meer handel oor die gemeente, dis vandag net 'n paragraafie in daai gebed. En ek dink ons moet hier sien, hier was 'n ontwikkeling, en nou moet ons vir onsself afvra, is daardie ontwikkeling ten goeie? Want voorbidding vir mekaar kan ook gedoen word by die huis, en daar is nie meer iets verkeerd om in die gemeente voorbidding te doen nie, maar as jy in die gemeente by mekaar kom, dan ontvang jy daar as het ware die verfrissing van jou geloof. Jy kry daar die krag vir dit wat jy by die huis moet gaan doen. En die geheim tot daardie herlaai van ons kragte is altyd in die woord van God. Want die Heilige Gees gebruik die woord van God om ons lewe as gelowiges te herlaai, sodat ons kan uitgaan en kan gaan funksioneer in die wêreld daar buite. So, die klem is op God en sy woord in hierdie benadering, terwyl die moderne klem in eredienste is op die mens en dit wat die mens nodig het en dit wat die mens nodig het om te kan leef. Nee. Die klem het verskuif en ons moet baie seker maak, ons dink dat ons gereformeerde eredienste klem is nog op daai plek, dat God in die middelpunt is, God se woord in die middelpunt is, en dat ons krag kry by hom, maar intussen tyd het ons ook maar 'n klemverskywing gemaak, en is die verskywing na die kant toe van ons behoeftes, vir waarvoor ons bid, en ons verwag eintlik, dat wanneer die woord bedien word, en verklaar word, moet die dominee vir my pitkos gee. Mense praat letterlik so, hulle sê dit. Ek wil iets ontvang, ek wil pitkos hê. En met pitkos bedoel hulle, ek wil hoor die dominee gee vir my oplossings vir die probleme waarmee ek nou te kampe het. Maar die dieperliggende probleme word nie aangespreek. Dit word aangespreek in die woord van die Here. En as ek daar sit en ek luister regtig mooi wat die Here sê, dan vind ek kry die antwoorde op die werklike rede vir die probleme in my lewe. En ek sê nie, dominees moenie toepassing maak in preke nie, maar ek hoop u volg wat ek hier probeer sê. Daar kan besin word of die een lang gebed voor die preek nie liewer weer in meer as een doelgerigte gebed opgebreek moet word nie, soos byvoorbeeld in die doop en die nagmaalsformuliere. Met ander woorde, dat die dominee nie net een lang gebed het nie, en ek is nie 'n voorstander van gebede wat te lank is nie, want ek dink
dat baie mense het nie die kapasiteit om so 'n lang gebed saam te bid nie. Ek onthou as 'n kind het die dominees vir jou, wil ek amper sê, moedeloos gebid. Jy het naderhand net gekonsentreer as kind om regop te bly staan, want hy bid aanhoudend. Dit is amper 10 minute wat hy bid. En ek dink dit dien nie die doel nie. Ek is bekommerd dat daardie tendens duur maar voort op sekere plekke. Die woord van God is so belangrik dat die epikleese gebed by die oopmaak daarvan moet pas. Goed, die amen van die gemeente, ons het net nou gelees in 1 Korintiërs hoofstuk 14, dat daai gemeente het amen gesê, en Paulus verwys ook daarna, en in die vroeë kerk het mense baie gesê amen. Daar is niks meer verkeerd as iemand amen sou sê nie. Dit is definitief nie verkeerd nie, dit kan ek sê, mits daardie persoon amen op die regte manier gebruik, op die regte plek gebruik, dit gebruik soos wat ons dit ook hier in die Bybel gekry het. Amen is gesê onder leiding van die Heilige Gees. Nou vandag het amen 'n manier geword wat mense, dink ek, tot 'n groot mate vir ander mense probeer wys hoe godsdienstig hulle is. Maar as amen 'n bevestiging is om die weerklank te wees van ek het gehoor wat u vir my sê, Here, en ek is daardeur baie diep en ingrypend aangeraak. Soveel so dat ek op hierdie punt nie anders te kan as om nou te sê amen nie. En dit is 'n saak tussen u en my. U wat my lewende God is, en ek wil vir u sê hier in hierdie erediens, ek het u nou gehoor. Amen. So, en dan gebruik jy die amen op die regte manier, en dit is nie die hele tyd 'n amen, amen, amen nie, wat sterend en onderbrekend is nie. En dit is 'n saak tussen jou en God. En ek dink dit gebeur baie min vandag. Ek dink amen het iets heeltemal anders te geword. Ek weet nie of mense meer hierdie funksie van amen verstaan nie. Ek het nie 'n probleem daarmee as mense amen sê nie, mits hulle dit op die regte manier gebruik. Ek weet nie of julle dit weet nie, en ek noem dit van tyd tot tyd vir mense, maar ek het nou met die afgelope synode, die algemene synode in 2026, het ek onder andere ook gewerk met die rapport van die deputate liturgiese sake, en dit gaan ook hier oor formuliere en belydenisskrifte, en een van die goed wat ons dan moes kyk was of daar 'n amen moet wees aan die einde van die apostolikum. En die apostolikum is natuurlik die belydenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, het hy 'n amen. Nou, jy kan nie net 'n amen gaan by 'n belydenisskrif sit as dit nie daar was nie. Dit is 'n hele proses, jy moet gaan kyk na die oorspronklike taal waarin die belydenisskrif geskryf was, en dis gewoonlik Latyn, en wat die apostolikum aanbetref, om te besluit, moet dit in die teks van die Afrikaanse psalmboek kom of nie. Nou in hierdie geval van die apostolikum is daar nie 'n absolute duidelikheid of daar 'n amen was of nie was nie, maar daar is goeie aanduiding dat daar moontlik wel een was. En daarom gebruik ek hom, en gebruik ek hom deesdae ook in my lees van die apostolikum, byvoorbeeld die geloofsbelydenis van Nicea, het ons baie duidelike bewyse dat hy wel daar was, en daarom staan hy dan ook daar geskryf. So, selfs wanneer ek die amen daar gebruik met die lees van die belydenis, is die bedoeling dat die gemeente dit moet hulle eie maak en moet sê, amen, dit is vas, dit is waar. Nou, hoekom het ons nou hierdie gesprek oor die amen? Wel, wanneer jy die woord hoor en dit word gelees,
op 'n georganiseerde manier, nie net met die oog op die preek nie. Dit sou tipies dan plaasvind voordat jy kom by die epiklese gebed. In ander woorde, in ons liturgie, jy die wet gehad, jy die lied na die wet gehad, dan het jy hier die gestruktureerde voorlees uit die Bybel. Dan reageer die gemeente met Amen. Nou ek dink 'n mens moet net sê Amen, as jy geluister het, as jy gehoor het, en as jy in jou hart weet, jy moet nou sê Amen. Moenie iets doen uit gewoonte nie, want dit is vormgodsdienst, en God haat formalisme. Goed, so, die Amen het tot 'n mate uit die, en julle kan hierdie voorbereiding self gaan lees, het uit die eredienste verdwyn, omdat die Rooms-Katholieke priester die eredienst baie oorgeneem het. Hy het dit in totaliteit gehanteer, en die rede waarom dit gebeur het, is onthou nou, die middeleeuse eredienste was in Latyn, en die gewone mense kon nie 'n woord Latyn verstaan nie. So, hulle het daar gestaan, hulle het gevoel dis belangrik om kerk toe te gaan, maar hulle kon nie daaraan deelneem nie. Die adellikes, hulle kon iets van die Latyn verstaan, en hulle kon gesê het Amen, en hulle het begrip gehad, hulle het opleiding gehad, hulle kon gelees het, maar die meeste mense het dit nie gehad nie. En dit het veroorsaak dat die mense het maar stil geraak, want hulle het nie meer geweet wat dit beteken nie. So die Amen het sy plek in die erediens, en ons moet dit in die erediens gebruik, maar gebruik dit op die regte manier, en altyd onder leiding van die Heilige Gees. Nou kom ek dan nou terug weer by daardie gestruktureerde voorlees van 'n groot deel van die Bybel. Jy kry byvoorbeeld, ek wil dit vergelyk met Bybels wat jy kry, wat ongelukkig vandag uit druk uit is. Ek doen baie moeite as ek een kry om hom te koop. Jy het die sogenaamde 1 jaar Bybel gekry. En die gedagte van die 1 jaar Bybel was dat jy die teks van die Bybel het jy dan daar, ek dink het is min of meer elke dag, die Bybel is in dae opgedeel, elke dag het jy dan 3 hoofstukke uit die Ou Testament wat jy lees, 'n hoofstuk ongeveer uit die Nuwe Testament, 'n Psalm en 'n spreek. En so lees jy dan in 365 dae se tyd, kan jy die Bybel deurlees. Want as ek vir julle sou vra, wie van julle dink dat jy al die Bybel deurgelees het? In ander woorde, dat jy regtig God gehoor het oor alles en in alles wat hy sê in die Bybel. Dan dink ek daar sal mense wees, maar ek dink ons sal verbaas wees hoe min mense sal sê, ek is baie seker. Ek het regtig die Bybel al in my lewe deurgelees of 'n paar keer deurgelees. En as jy in ag neem hoe belangrik die woord van die Here is, behoort ons te sê, maar ek sou elke jaar wil die Bybel deurlees. So as ek is op hierdie stadium, as met die Here se genade 54 jaar oud, ek het al 54 keer die Bybel deurgelees. Ek sou dit wil kon sê, maar ek kan dit nie sê nie. Want natuurlik, die eerste paar jare van my lewe kon ek nog nie lees nie, ek kon ook nie so vinnig lees nie, het ek al die Bybel deurgelees, ek dink ek het met redelike mate van sekerheid, kan ek dit sê, kan ek dit meer gereeld doen, kry ek dit op hierdie stadium reg om die Bybel deur te lees in 'n jaar se tyd, en in alle eerlikheid sal ek moet sê, ek is nie seker of ek die Bybel nou in 'n jaar se tyd deurlees nie. So rukkie terug was ek baie meer op so 'n program, en het ek die Bybel in 'n jaar se tyd deurgelees. Maar ek kan weer meer daarop konsentreer. So kyk 'n bietjie uit vir daardie 1 jaar Bybel, maar die punt is, as gevolg van hierdie hele gesprek wat ons nou het vanoggend, het jy dan ook in hierdie
reformatoriese kerke, hierdie kerke wat uit die middeleeue en uit die Roomse kerke uitgekom het, die praktyk gekry dat hulle die Bybel gelees het, hoofstuk vir hoofstuk of dele daarvan. En jy kry dit vandag nog by sekere kerke. Goed. En dan was dit nie net Nuwe Testament nie, want ek dink dis die ander probleem waarmee ons vandag sit, dat in kerke word, as jy gaan kyk wat dominees lees, wanneer hulle die woord gaan verklaar, dink ek, dis baie Nuwe Testament, en onthou nou, die Nuwe Testament is maar ongeveer 1/3 van die totale Bybel. So, as jy net daarop gaan reken, om die woord van die Here te hoor, wanneer jy eredienste bywoon, en hopelik woon jy elke erediens by, en die dominee die manier om meestal uit die Nuwe Testament uit te lees, dan beteken dit dat die Ou Testament gaan vir jou grootliks onbekend wees. So, daar is 'n sin daarin, daar is definitief 'n saak daarvoor uit te maak om te sê, maar ons moet by 'n leesprogram kom. Nou goed, die gebruik om die Ou en die Nuwe Testament in die eredienste voor te lees, kom eintlik uit die vroeë kerk uit, en dan weet ek vir 'n feit dat die Duitse en die Lutherse kerke reik vandag nog 'n sogenaamde lectionary of 'n jaarprogram van skrifgedeeltes uit, wat tydens die eredienste voorgelees word. En ek dink daar is hulle ons voor. En ek dink ons kan daaroor besin, en daar's absoluut niks meer verkeerd nie. Inteendeel, daar's 'n baie sterk saak daarvoor uit te maak, dat ons so 'n gestruktureerde program het, waar volgens ons die Bybel lees. Ook in die gereformeerde erediens. En dit is nie met die oog op die prediking nie, dit is dood eenvoudig 1 Korintiërs hoofstuk 14, sodat ons as gelowiges daar saam sit en luister. Ek onthou, een van die lekkerste dinge, my van vier en ouma, het die wonderlike ding gedoen, dat sy het vir ons as kinders, seker maar om ons besig te hou, het sy vir ons uit die Bybel gelees, uit die stories gelees, gewone stories gelees. My van Biljon ouma het weer vir my uit die Bybel gelees. En om net daar te kan sit en luister, en miskien is dit die probleem wat die moderne mens het. Mense wil nie sit en luister nie. Hulle luister nie meer na mekaar nie. Hulle het die kuns afgeleer hoe om te luister. Hulle wil praat, hulle wil leer, hulle dink hulle het iets om te sê. En dis opvallend, of jy nou, ek en my vrou praat baie daarvan, jy weet, wat die kwaliteit van die voordragte is by die mediese kongresse wat sy bywoon, en dit is besig om in Suid-Afrika redelik dramaties te verswak, en redelik vinnig ook, en oor verskeie redes, maar ek dink mense lees nie meer nie, wil nie meer luister nie, en dink oor wat hulle hoor nie, en mense verleer ook die vermoë om te dink as gevolg van al hierdie kunsmatige intelligensie toerusting wat beskikbaar is, en hulle wil praat, hulle wil leer, en daarom deesdae is elke tweede Jan Rapp en sy maat, van 'n argitek tot 'n ou wat eintlik 'n ingenieur is deesdae geestelike leiers en het 'n gemeente wat hy onderrig. Maar almal wil praat en wil iets sê. Inteendeel, ek voel altyd, ek wil eerder 'n bietjie stil bly en eers luister en kyk of ek nie iets kan leer nie. En so die wêreld is nie op hierdie bladsy nie. Daar's 'n weerstand teen hierdie gedagte van God gaan praat. Kom ons sit net en luister saam na wat die Here vir ons sê. So Luther wou skriflesing slegs met die oog op die preek toelaat, waarskynlik om die onderrig in die waarheid en teen Rome te benadruk. So hy het skriflesings gehad, maar hy was nog so midde in daai stryd teen die Katolieke, dat hy wou dit vir daardie doel gebruik. Nie net in die algemeen, kom ons lees die Bybel saam nie.
Die skriflesings moet in die erediens primêr die aanbidding dien en nie 'n onderwysgeleentheid word nie. Jy weet, daar's 'n saak daarvoor uit te maak, en as jy bietjie gebede bestudeer, en daar's verbasend min gebede, dan sal jy agterkom dat die aanbiddingsgedeelte in hoe mense bid word al kleiner en al minder. Kyk, jy kry gewoonlik aan die begin en aan die einde van 'n mooi gebed 'n aanbiddingsgedeelte. En as jy gaan luister na mense se aanbiddingsgedeeltes, is dit baie herhalend, baie dieselfde woorde. Dis nie innoverend nie, dit is nie van, wil ek amper sê, opreg en uit die hart uit nie. En as jy skriflesing het, dood eenvoudig om te sê, ons as gemeente luister saam na die woord van die Here, is die doel daarvan ook. Waarmee is ons besig wanneer ons as gemeente by mekaar kom in die erediens? Ons is besig met godsdiens, om God te dien. As ek die stem van die Here hoor in die erediens, dan moet jy sien hoe bid mense, hoe verander hulle gebede, hoe ryker word hulle aanbiddingsgedeelte aan die begin en aan die einde van die erediens, van die gebed, ekskuus tog. Hoe daai aanbiddingsgedeelte verbeter. Skriflesing volgens 'n vasgestelde jareprogram skep duidelik die indruk dat God praat en bied die geleentheid om die perikope se sin en betekenis tematies uit te lig. Met ander woorde, ek dink nie dit hoef altyd baie lang gedeeltes te wees nie, maar ek gee toe dat dit gaan beslis jou erediens 'n bietjie langer maak. Onthou nou, tradisioneel het ons in die oggend 'n diens gehad en ons het in die aand 'n diens gehad, en nou ja, omstandighede maak dit dalk vandag nou bietjie moeiliker, maar as die ideaal wil 'n mens sê, is dit nog altyd so dat 'n oggend en 'n aanddiens met 'n tyd om net saam te luister na die woord van die Here is baie belangrik. En nou ja, miskien kan 'n mens tegnologie ook gebruik. Hierdie Bybelstudie is ook, ons praat saam oor die woord van die Here, ons praat saam oor kerkwees, maar miskien moet ons net 'n geleentheid skep, een keer 'n week, om te sê, iemand lees vir ons die Bybel, en gesinne skakel in, en ons luister saam na die voorlesing van die woord van die Here vir 'n halfuur of vir langer. Dis 'n gedagte. Die Ou Testament en die Nuwe Testament is dan ook dikwels saamgelees, en ek dink is baie belangrik. Dis nogal opvallend, ek het hierdie week gewerk met kandidaat 6 studente se preke, en 'n mens wil in 'n preek ook sien hoe dat daar beweeg word van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe, want hierdie 2 testamente hoort by mekaar. En as 'n mens dan hierdie gestruktureerde lees en saam luister na die woord van die Here het, dat 'n mens sê, maar dit hoef nie deur die dominee gedoen te word nie. Dit kan georganiseer word deur die kerkraad. Mens kry baie begaafde mense wat mooi kan lees, en dit kan onder hulle leiding staan, en die skakel kan uitgestuur word, en ons skakel in, en ons luister saam na die woord van die Here, maar daar word byvoorbeeld eers gelees uit die Ou Testament, en dan uit die Nuwe Testament, of dalk is dit sinvol om eers die Nuwe Testament te lees, en dan terug te gaan na die Ou Testament, sonder dat daar 'n preek is, maar dat iemand wat kundig is, waarskynlik die predikant, wel hierdie 2 gedeeltes by mekaar laat aansluit, en die gemeente sal onder leiding van die Heilige Gees hierdie skakeling en verband kan sien. Goed, so selfstandige skriflesings, daar is historiese bewyse daarvoor. Jy kry byvoorbeeld in die liturgie van Straatsburg, nou, as julle gewonder het wie was die bekendste dominee van Straatsburg, was dit seker maar Johannes Calvin, maar Straatsburg het ook ander baie bekende hervormende dominees gehad. As ek reg onthou, Boetser was ook een van hulle dominees.
Hulle het so 'n program gehad, daar is uit die briewe gelees, uit die evangelies, en dan was daar 'n gedeelte wat voorgelees is met die oog op die preek. So Calvin onderskei tussen lees van die skrif en die preek van die skrif. So ek dink, ek wil hier saamstem weer eens met Calvin. Goed, by Dordrecht in 1574 het die Nederlandse kerke van die gebruik begin afwyk. En ons kom uit daardie Nederlandse tradisie uit, en dis miskien hoekom dit nie by ons deurgedra het in Suid-Afrika, dat ons hierdie lees van die Bybel het in ons eredienste, as 'n selfstandige gedeelte van ons erediens nie. Maar ons moet definitief weet dat daar 'n plek daarvoor is, en ek dink ook in die moderne lewe, jy weet, die lewe is so besig, en ons storm so voort met die lewe. Hoeveel lees ons nog die Bybel? Maak ons tyd om net God se stem te hoor. Nou, ek weet nie hoe goed julle Hollands is nie, so ek gaan gou hierdie vir julle lees, die aanhaling uit Van der Leeuw. Hy sê, miskien moet ek dit sommer so in Afrikaans sit, die skriflesing in die erediens is geen onderrig in die Heilige Skrif nie. Dit gee katkesasie. Dit is nie katkesasie nie, ekskuus. Dit is verkondiging van God se woord. God spreek tot die gemeente. Dit is 'n voorlesing, maar 'n gebeure, 'n daad. God tree in die lewe van die gemeente met sy heilige woord. Die skriflesing het dus 'n sakramentele karakter. Dit dien dan ook nie as 'n voorbereiding van die preek nie. Dit is in wese evangelie, blye boodskap, proklamasie, dat ons God se koningskap aanvaar. So wat Van der Leeuw vir ons probeer sê is, hy sê, hierdie deel van net die Bybel lees, sê eintlik ons erken en aanvaar God se koningskap, en ek is hier om te luister, net om te hoor, en onvoorwaardelik, ek gee my tyd, ek gee my aandag, en ek gaan net op hierdie stadium luister na dit wat u sê. Goed, so, gaan dink 'n bietjie hieroor. Ek dink julle kan hierdie gedeelte self verder lees. Ek wil net hierdie gedeelte dan uitlig, die funksie van die skriflesing. Die aksent in die erediens moet duidelik op die woord van God wees wat met sy volk praat. Ons moet wegkom van die idee af, en baie vinnig ook wegkom van die idee af, dat die preek die hoogtepunt van die erediens is. Dit is nie. Dit kan nie wees nie. Die preek is die verklaring van die woord van die Here. Die dominee kan teoreties 'n fout maak en maak foute in sy verklaring van die woord van die Here. Hy kan byvoorbeeld struikel oor sy woorde. Dit is nie, die preek is nie die woord van die Here nie. Dit is nie op dieselfde vlak as die lees van die woord van die Here nie. Die dominee is nie God self wat spreek nie. Die dominee verklaar net. Ek dink dit het gekom by daardie jy het in kerke op die preekstoel die woorde gehad, so spreek die Here. Daar klim die dominee op die preekstoel en hier die man staan en so spreek die Here. Hier sit kinders. En dis van die eerste woorde wat hulle lees, en hulle is gewoond, hier is die dominee besig met 'n monoloog, en hulle luister na sy preek, en hulle sien die agting van die ouers, en toe begin hulle dink, maar die man se preek is, so spreek die Here, so die dominee kom op 'n baie hoë vlak. Hy word, as het ware, verhef. Dit is nie wat bedoel is met so spreek die Here nie. Daar die lees van die woord van die Here, uit die Bybel, daar waar dit gelees word,
Dit is die hoogtepunt. So as die dominee te min lees uit die woord van die Here, is dit 'n skade en 'n onreg wat die gemeente aangedoen word. En ek moet erken en bely, vandag hier voor julle, dat ek self al daarin skuldig was, dat ek ter wille van tyd, of die druk wat ek het as gevolg van tyd, te min gelees het uit die woord van die Here. En so ons moet hierdie ding, moet ons onder ons as Afrikaners, moet ons dringend regstel. En ek dink ons moet 'n gesindheidsverandering ondergaan, om te sê, ons kom en ons sit en ons luister saam. Nou ek het net nou voorgestel, of die gedagte in julle midde gelaat, van die, jy weet dat 'n mens dit elektronies kan doen, maar dit kan nie daardie saam wees en saam sit in die kerk, en hier word gelees uit die woord van die Here, dit kan dit nooit vervang nie. Nee. Daardie gemeenskap van gelowiges, hier waar mense saam sit en net luister na die woord van die Here, en daar word gereageer met Amen. Die Here het hier met my gepraat. Niemand het 'n verklaring gegee nie, maar die Here het hier met my gepraat. So, gaan dink hieroor. Ek dink dat daar's 'n werklik ruimte hier vir reformatie, vir herstel, ook by ons. Ek weet nie, miskien het julle hiervan geweet, miskien het julle hieroor al gedink, dan is dit seker vir jou ou nuus, maar ek dink ons kan werklik weer hieroor gaan besin. Gaan lees weer 1 Korintiërs hoofstuk 14, gaan dink wat sê Paulus daar, jy weet 'n mens, lees 1 Korintiërs hoofstuk 14, en onmiddellik gaan dit oor hierdie debat van glossolalie, spreek in tale en profesie, en dit het so gelaai geword, ons kom nie meer by die punt dat ons raak sien dat die positiewe wat Paulus daar sê, is eintlik leer om te luister, en bly 'n bietjie stil nie. Moenie so ywerig wees om julle stemme te laat hoor en te wil praat nie. Luister net soos wat kinders sal luister na 'n vader. Ja, kom ons kry julle gedagtes hieroor. As julle wil iets sê, julle baie welkom, of as daar enige vraag is miskien. Ja, dit was 'n anderste Bybelstudie, nee. Dis nie noodwendig wat 'n ou verwag het vandag op hierdie punt nie. Ek dink dit, ek weet nie of daar enige vrae of opmerkings van julle kant af is nie. Ek het natuurlik vergeet om hierdie Bybelstudie seker op te neem, ek hoop ek het, as mense daarop vra, ek dink ek het. Goed, geliefde broer en suster, ek sluit dan vir ons af met 'n gebed. Ons barmhartige God en Vader, ons as mense is so geneig om te wil praat, om ons stemme te wil laat hoor, terwyl dit belangriker is dat ons net na u woord luister. Gee dat ons weer by daardie punt sal kom, dat ons u sal hoor, dat ons lewe daarop sal inrig om heel eerste net onsself oop te stel en ons ore oop te maak. Baie dankie dat u met ons hieroor gepraat het en dat u ons beweeg tot selfondersoek. Ons bid dat u ons dan sal seën in hierdie dag en ons vra dit van u in u seun se naam. Amen. Goed julle,